Markus 12, vers 1 tot 44. Toe begin hy deur gelykenisse vir hulle te sê. 'n Man het 'n wingerd geplant en 'n heining daarom gesit en 'n parskyp gegrawe en 'n wagtoring gebou en hy het dit aan landbouers verhuur en op reis gegaan. En op die regte tyd het hy sy diensknegt na die landbouers gestuur om van die landbouers uit die vrug van die wingerd te ontvang. Maar hulle het hom geneem en geslaan en hom met leë hande weggestuur. En weer het hy 'n ander diensknegt na hulle gestuur en hom het hulle gestenig en aan die hoof gewond, hom skandelik behandel en teruggestuur. En weer het hy 'n ander een gestuur en hom het hulle doodgemaak. Ook baie ander. Sommige het hulle geslaan en ander doodgemaak. Hy het toe nog een seun gehad, sy geliefde, en hom die laaste na hulle gestuur en gesê, hulle sal my seun ontsien. Maar hierdie landbouers het by hulle self gesê, dit is die erfgenaam. Kom laat ons hom doodmaak, en die erfdeel sal ons in wees. En hulle het hom geneem en doodgemaak en buitekant die wingerd uitgewerp. Wat sal die eienaar van die wingerd dan doen? Hy sal kom en die landbouers ombring en die wingerd aan ander gee. Het julle nie ook hierdie skrifwoord gelees nie? Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. En hulle het probeer om hom in die hande te kry, maar was bang vir die skare, want hulle het begryp dat hy die gelykenis met die oog op hulle uitgespreek het. Daarop het hulle hom verlaat en weggegaan. Toe stuur hulle na hom sommige van die Fariseërs en van die Herodiane om hom op 'n woord te betrap. En hulle kom en sê vir hom, Meester, ons weet dat u waaragtig is en u aan niemand steur nie, want u sien nie die persoon van mense aan nie, maar u leer die weg van God in waarheid. Is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? Moet ons betaal of moet ons nie betaal nie? Maar hy het hulle geveinsdheid geken en vir hulle gesê, waarom versoek julle my? Bring vir my 'n penning, dat ek dit kan sien. En hulle het dit gebring. En hy sê vir hulle, wie se beeld en opskrif is dit? En hulle antwoord hom, die keiser se. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, betaal aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom. En hulle was verwonderd oor hom. Toe kom daar Sadduseërs na hom, die wat sê dat daar geen opstanding is nie, en hulle vra en sê, Meester, Moses het ons voorgeskrywe, as iemand se broer sterwe, en 'n vrou agterlaat, en geen kinders nalaat nie, moet sy broer sy vrou neem, en kinders vir sy broer verwek. Nou was daar 7 broers, en die eerste het 'n vrou geneem en gesterwe sonder om kinders te laat. En die tweede het haar geneem en gesterwe. En hy het ook geen kinders nagelaat nie. En die derde net so. En al 7 het haar geneem en geen kinders nagelaat nie. Laaste van almal het die vrou ook gesterwe. In die opstanding dan, wanneer hulle opstaan, wie van hulle se vrou sal sy wees? Want al 7 het haar as vrou gehad. En Jesus antwoord en sê vir hulle, is dit nie daarom dat julle dwaal, dat julle die skrifte en ook die krag van God nie ken nie? Want wanneer hulle uit die dode opstaan, trou hulle nie en word hulle nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele wat in die hemele is. En wat die dode betref, dat hulle opstaan, het julle nie gelees in die boek van Moses, in die gedeelte oor die doringbos, hoe God vir hom gesê het, ek is die God van Abraham, en die God van Isak, en die God van Jakob nie. God is nie 'n God van dooies nie, maar 'n God van lewendes. Julle dwaal dus grootliks. En toe een van die skrifgeleerders wat bygekom het, hulle hoor dit twis, en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is,
Hoor, Israel, die Here, onse God, is 'n enige Here, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk, is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerders sê vir hom: goed, meester, u het met waarheid gesê dat God een is en daar geen ander is as hy nie. En om hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag en om die naaste lief te hê soos jouself is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom: jy is nie ver van die koninkryk van God nie, en niemand het dit meer gewaag om hom vrae te stel nie. En terwyl Jesus in die tempel leer, antwoord hy en sê: hoe sê die skrifgeleerders dat die Christus die seun van Dawid is? Want Dawid self het deur die Heilige Gees gesê: die Here het tot my Here gespreek: sit aan my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het, u voetbank van u voete. Dawid self noem hom dus Here, waarvandaan is hy dan sy seun? En die groot menigte het graag na hom geluister. En hy het aan hulle in sy onderrig gesê: pas op vir die skrifgeleerders wat graag in lang klere rondloop en van begrotinge op die markte hou en van die voorste banke in die sinagoges en die voorste plekke van die maaltye. Hulle wat die huise van die weduwees opeet en vir die skynlang gebede doen, hulle sal 'n swaarder oordeel ontvang. En Jesus het reg voor die skatkis gaan sit en gekyk hoe die skare geld in die skatkis gooi, en baie rykes het veel ingegooi, en daar kom een arm weduwee en gooi 2 geldstukkies in. Dit is 'n oortjie. Toe roep hy sy disippels na hom en sê vir hulle: voorwaar ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het, want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi, alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud.